What can you call in my
gemeente, kerk, vriende, familie, besoekers, wat 'n wonderlike voorreg om vanmiddag saam met u een van die grootste sover mylpaal van ons kerk te mag geniet. Prys die Here se kosbare naam. Ek weet nie sou ek sê que tal, doen me dice alimentos la morena jazz. Bonjour. Guten Tag. Auche. Awe. Die waar is ons kuier vandag saam om 'n baie merkwaardige mylpaal te vier. Met ander woorde, dis nie sommer net 'n gebeurtenis nie, dis 'n mylpaal wat die Here my en u mee geseën het om saam te vier. Vir 8 en 'n half dekades saam is ons geseën om die goeie nuus van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, te kan deel met die wêreld. In Desember 1939 word ons eerste moderator uitgelei en word die fondasie gelê vir dit wat ons vandag is. En ek moet vir u sê, hy het my gevra, ek wil dit asseblief noem, Pastoor Tini Wessels van die Gemeentes van Christus sê vir my, ek moet u as bestuur ook sê dat die Here kan net 'n werk stand hou. 'n Mens sou nie 85 jaar in stand kon hou nie. Dis die Here en ek stem met hom heeltemal saam. As a Pentecostal church, we are deeply rooted in our faith in God, the Father, who created us and loves us with an everlasting love. We believe in Jesus Christ, His Son, who came to earth, died for our sins, and He rose again, providing salvation for all who believe in Him. Ons word ook deur dieselfde Jesus, deur die krag van die Heilige Gees bemagtig, prys die Here, om ons doel te vervul. Deur ons geskiedenis heen het God se heerlikheid op tallose maniere gesien manifesteer. Deur herlewings, deur genesings, wonderwerke, kan ons sê die Here het ons gedra. Prys sy kosbare naam. Terwyl ons dan hierdie mylpaal vier, laat ons onthou dat ons kerk se krag nie uit ons eie pogings kom nie, maar uit ons afhanklikheid van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is 'n kerk wat leef vir die salwing en ons gaan en alles gaan vir ons oor Jesus. Ek sluit byna af. Laat ons as kerk voortgaan om Jesus te verhef in alles wat ons dink, doen en sê. Laat ons die Heilige Gees se leiding soek en volg. En mag God die Vader mag ons God die Vader eer ook deur ons optrede in woord en in daad. Baie geluk met 85 goue jare. Baie dankie Pastoor Tim en goeiemôre aan al my broers en susters. Nou, iemand het Dinsdag toe ek hier by die pastore konferensie was gesê dat in 'n sekere sin is AG is die ou boet en die lede is een van die klein boete, maar ek dit is so 'n bietjie sekulêr gestel. Ek dink grootste deel van die AG is die ou broer en die lede is een van die jonge broers. Maar ek is so bly ons is deel van dieselfde familie. Nie alleen in Christus nie, maar ook in die Pinksterwaarheid en die heerlikheid wat ons saam deel. Ek sê dit uit my hart uit. Die afgelope 20-25 jaar het ek al hoe meer bande gebou persoonlik met lede Christus, pastore, gemeentes. En ek bedoel dit as ek sê ek koester regtig my persoonlike verhouding met hierdie pragtige Pinksterkerk. Nou dit is sekerlik so dat ouer broer meer goed beleef het as 'n jonger broer, meer foute gemaak het, en miskien af en toe ietsie ook regs gedoen het. En ek wil vandag besonder hulde bring, krediet en erkenning bring aan Pastoor Marius, hierdie kant van my. Jy weet
Die Aggies, as Aggies het ons beleef, ons het in 1908 ontstaan. Toe die Aggies 85 jaar oud was, in 1993, toe was ek 5 jaar alreeds president van die kerk. Maar in die eerste, noem het 'n fase of 'n seisoen van, lyk my die meeste Pinkster en herdeelde bewegings, is daar sekere kenmerke aan so 'n beweging. In die sin byvoorbeeld dat jy baie geneig is om inklusief te wees. Bietjie kontak te vermy na buitekant. Bietjie uitsluitend te wees. En ons het dit beleef. Na so 'n geslag, wat het ons geleid daar uitbeweeg na 'n nuwe seisoen en beweeg met sy eie uitdagings. En dit is interessant dat die jonger Pinksterkerke in Suid-Afrika, en ek wil nie name noem nie, maar ek kan amper sê sonder uitsondering, die dieselfde fase seisoene gaan. Ons net so 'n paar tree voor met die foute en goed wat ons reg gedoen het. En as ek op Pastoor Marius dink, vooral toe ek oorgeneem het as leier 14 jaar gelede, ek al reeds 'n paar jaar met van die leierskap ervaring en kontak en verhouding gehad, was dit 'n fase wat aan die verbygaan was. Daai eerste fase van eksklusiwiteit en meer openheid na buitekant. Nou dit het sy risiko's en dit bring ook dikwels spanning binne die gemeenskap van gelowiges, want jy weet hoe die tweede tempel sy fondasie ingewy is daar in Esra. Sien jy daar in 1 teks en toe die fondasie gelees, het die ou mense gehuil en die jong mense het gejuig. En jy kon op 'n afstand nie die verskil tussen die gejuig en die gehuil agterkom. Nou by enige verandering oor die jare is daar sekere mense wat wil vashou aan hoe dit was in die ou seisoen, ander wat sê die lewe gaan dit verander of dit aanpas. En dit is 'n groot uitdaging vir 'n leier. En dit was in daardie era veral wat dit Pastoor Marius geroepe was en gekose was in hierdie kerk om daardie fase in te lei en te begin. Ere en erkenning aan die wat al voorgegaan het, vir die baanbrekerswerk wat hulle gedoen het. Maar ek het van meet af besef, het gesien hoe Pastoor Marius toe ingekom het, dit dan geslaag het om aan die een kant die waardes, die onverhandelbare kwaliteite van lede in Christus, want elke kerk het sy identiteit en sy uniekheid, en dit is kosbaar, dit is nie te verkwansel. Maar hoe dit bewaar het aan die een kant, en toch aan die ander kant, die vensters en die deure oopgemaak het, vir 'n wye gemeenskap van gelowiges. Hande uitgesteek na buitekant. Dit was 'n kritieke fase, maar Pastoor Marius het op die reg vir jou sê, ek dank die Here, vir jou leierskap die afgelope dekade en 'n half, en selfs langer in die kerk. Hoe jy hierdie oorgangsfase hanteer met waardigheid, en dat die kerk sy eenheid bou het, en sy momentum bou het, en dit selfs toegedoen. Ons besef die wêreld verander, né? Mense kan baie goed, dat is hoekom daar 'n 3 vertaling is in 2020 vertaling van die Bybel, want nie net die woorde verander nie, maar baie dinge verander. En ons, dis die uitdaging, sê ek weer, is om verandering te akkommodeer, te inkorporeer, sonder om af te water wat jou oorspronklike waardes en prioriteite is. Dit is wat Pastoor Marius so goed reg gekry het. Daarvoor gee ek hom erkenning. En nou is ek ook van my kant af bly dat ek Pastoor Corneille ken. Ek het hom nog eens 'n paar jaar dat ek weer die gemeente ontmoet, as ek elke jaar die voorreg het om die te bedien. En ek is van harte oortuig, ek wil regtig sê, nie net as 'n buitestander nie, maar as 'n broer wat regtig vir julle lief is, vir julle omgee. Ek glo, hy is die man wat die Here vir hierdie seisoen in hierdie posisie wil aanwys. Die huidige situasie in die kerk en in die land, en die toekoms wat voorlê, met wysheid, met vernuf en met daadmoed aan te pak. Ek het vandag vroeër gedag, toe dink ek so skielik, weet jy hoekom die ding kan kaal het? En hy was ook so oud soos wat julle nou is. 85 jaar oud. En toe hy vir Moses begin om die land te verdeel tussen die verskillende stamme, toe sê hy, die 85 jaar gaan, gee my hierdie bergland. En ek wil dit vandag ook sê, Corneille, saam met jou, Pastoor Corneille, saam met die leierskap en saam met hierdie pragtige kerk, gee my die bergland. Laat die uitdagings kom, laat die reuse kom. As God met ons is, wie kan teen ons? Hy wat in ons is groter as in die wêreld. En my kant af persoonlik, uit my hart, ek sal soos die mees loyaalste lede Christus lidmaat, sal ek juig en God eer gee vir elke nuwe oorwinning, elke nuwe stukkie grondgebied wat ingeneem word. Ons is hier om
net die fort te hou nie. Ons hier om uit te brei. God ons roep om uit te brei en mag pastoor Corneil onder jou leierskap en die pastore kom vir wie ek 'n hele klompie ken oor in talle gemeentes al bedien het en dit is vir my elke keer 'n voorreg. Mag ek saam met julle juig en bly wees dat lede in Christus hulle goddelike roeping en mandaat nie net vir Suid-Afrika nou buite die grens van Suid-Afrika sal uitoefen en uitvoer en getrou wees aan die roeping van die Here. Van my kant af alle seën en baie geluk met julle 85ste verjaardag. Christ alone, our chief cornerstone, no other foundation can rebuild that home. No philosophy, nor the wisdom of man, all other ground is sinking sand. Upon this rock, you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not.
so verdra my man. Baie dankie pastoor vir my, die direksie, vir die geleentheid om vanmiddag namens myself en my man ons dank oor te dra aan u almal teenwoordig. Soos u weet, vier ons vandag 3 geleenthede. Alreeds gehoor, 85ste bestaansvieringe van ons kerk, en dan natuurlik ons uittrede as moderatorpaar, en dan ook pastoor Corneille en Michelle se amptelike verwelkoming as Weder Christuskerk se nuwe moderatorspaar. Alhoewel hulle al van verlede jaar af ageer het, wil ons vir hulle spesiaal ook vandag welkom sê. Dit is vir ons 'n groot voorreg en eer om vandag saam met u almal ons kerk se 85ste bestaanjaar te vier. 'n Kerk is nie net 'n gebou van klip en sement nie, maar 'n plek waar geloof, hoop en liefde saamvloei. Dit is 'n plek waar stories vertel word en ons kerk het baie stories. Herinneringe gemaak word en geslagte saamgebring word. Ek sê altyd met die tong in die kies, ek is al amper 100 jaar lank in die pastorie. Ek het baie langer diens as baie van hierdie ouer mense, tot aan die merk, ek het langer diens as in die pastorie. Ja, ek is gebore, letterlik, in Weder Christuskerk, Parys se pastorie. So ek was al die jare in die pastorie. Ek het dus my hele lewe lank was hierdie my kerk. Hier het ek groot geword, onder die bank. Ek het baie dinge sien en beleef en was bevoorreg om Gods manne, soos pastoor Prinsloo en vele meer te kon beleef. Daar is soveel staaltjies en getuienisse wat ek julle kan vertel, maar as ek moet begin, gaan dit volgende week klaar kry. So ek gaan laat my toe net enetjie in ligte lyn vir julle te vertel. Baie van julle het seker gehoor van die legendariese Tannie Potgieter, ons het al geken as Tannie Pottie, erkende profetes in ons kerk. En sy was ook soms het sy ook die woord bedien. En die dag, of die aand, staan sy en sy bedien die woord, en sy preek kragtig. En sy sê, die Here het al die Filistyne se sterktes aan mekaar vasgebind. En haar man sit hier agter en hy sê vir haar, dis jakkalse. Sy sê, ek sê dis Filistyne, dan is dit Filistyne. En dat is 'n enkele storie. Mooi, kosbare, lagherinneringe en onthoutuie. Wanneer ons terugkyk oor 85 jaar, sien ons 'n nalatenskap van toewyding, volharding en opoffering. Vandag vir die koning van al die konings, al die eer gee vir al die jare wat hy ons kerk gelei het tot vandag toe. Ja, dink aan al die pioniers wat die grondslag gelê het, aan al die leiers, ja, en ook al die lidmate wat met integriteit en liefde gedien het, en aan elke persoon wat op sy of haar manier bygedra het tot die bloei van ons kerk en steeds doen. Ons waardeer u almal. Mag hierdie viering nie net 'n terugblik wees nie, maar ook 'n inspirasie vir die toekoms. Mag u voortgaan om te dien, te bou en te glo, sodat die volgende 85 jaar, as die Here vertoef om te kom, net so ryk en betekenisvol sal wees. Vandag tree ek en my man na die voltydse diens, en as ek terugkyk op ons lewenspad, kan ek uit volle bors sing, deurgedra. Hy het my deurgedra. Deur die storms van die lewe was hy altyd deurgetrou. Maar ek wil ook vir u sê, daar was storms gewees, baie beslis, maar die son skyn daar oorweldigend. Al die eer, die lof en die dank aan ons hemelse Vader, wat ons 40 jaar in die bediening deurgedra het. Vaartlik oor van dankbaarheid, as ek dink aan die goedheid van die Heer. Ek dra my net 'n paar minute om 'n paar besonderse mense aan my lewe te bedank. Eerstens my wonderlike man, Kiwi, is my troetelnampie, want hy was nie altyd so groot nie, hy was baie maar geweest om weer ken. So toe was hy gedoop as Kiwi. Kiwi, jou liefde, geduld en humor, my deur al die jare gedra. Jy was nie net my maat nie, jy was ook my rots, my raadgewer en my beskermer, as dit nodig was. Ek waardeer jou, is lief vir jou. Wonderlike onthoutuie, onthou die dag toe ons 6:00 die oggend wakker gebel is deur een van ons vorige moderators, pastoor De Tooy, en ek weet, hier's moeilikheid. Want ek was nou vir 2 jaar lank
nie meer in die pastorie gewees nie. Ek is uiteindelik vry. Ek het ook vir hom gesê, as jy vir die Here wil gaan werk, gaan soek maar vir jou 'n ander vrou. Maar ek gaan nie weer terug na pastorie toe nie. Nou ja, nodeloos om te sê, hier staan ek vandag weer na 40 jaar saam met hom. Maar ek kan vir u sê, ek was nie een oomblik spyt nie. Hy het dadelik uit soveel baie profesie gehad, dat hy vir die Here moet gaan werk. So hy het sonder om een oomblik te twyfel 'n wonderlike finansiële toekoms vaarwel toe te roep. As op 22-jarige ouderdom was hy reeds 'n bevordering gekry tot hoofrekenmeester by die myn. So hy het 'n groot toekoms weggegee. Maar weet, dit was alles die moeite werd. Ek sê weer deurgedra. Die Here het ons deurgedra. Nou ja, ek kan nou daarom sê, soos ek sê, na 2 jaar, as ek toe nou klaar gewees, weer terug in die pastorie, maar ek wil vir julle sê, my skoonseun, julle weet sommer wat hy is, die stoutsteen van die lot, het my gedoop Ankerfourie. Want my brooienspan was Fourie. Want jy sien, as ek vaskop, dan skop ek vas. Maar ek wil vir julle sê, as jy die anker eers gelig word, dan seil jy die bootjie met volle vaart vorentoe. So toe my anker eers gelig is en ek besluit en besef ek moet vir die Here gaan werk weer, toe seil die bootjie mee doelloos voor. So ek kan met alle eerlikheid sê, daar was nie een dag wat ek wou omdraai nie. Om hierdie kerk ook vir 14 jaar te lei, was een van die grootste voorregte van ons bediening en lewe. My man het jy alles gegee en jou beste, maar in die proses nie een oomblik jou huis afgeskeep of verwaarloos nie. Dankie dat jy altyd tyd gemaak het vir ons. Ek en die kinders sê dankie vir die man en pa wat jy is. Ek's nog nie klaar nie, so baie. Die Here het vir ons 2 baie spesiale dogters gegee. Hulle het absoluut deur dik en dit by ons gestaan en ons ondersteun. Monique, Janeska, ons al van die eerste skooldag af, self in hulle bedjies in die aande klim, terwyl ons vertroue huishulp in die gang voor hulle die Here gesit het, tot mamma en papa vanaand 11 uur later partymal by die huis kom, na huisbesoek. Ons waardeer die tye wat julle nooit vir ons enigstens verwyd het oor enige moeilike dae in die pastorie nie. Maar daar was ook nie moeilike net tye nie, daar was ook wonderlike tye. Ek dink aan die tyd toe ons eie jacuzzi gemaak het. Swembad, daai 2 ring opblaas swembadjies. Hulle opgeblaas, dan gaan sit ons die tuinslang van die pastorie se warm water. Tap ons daarin en as daai borrel so deur die tuinslang kom, dan jacuzzi ons vriendjies. So ja, daar was ook wonderlike kosbare tyd. Monique, Janeska, julle is my beste maatjies. By ons voel ons veilig. Dankie dat julle ons trots gemaak het. Dankie dat julle ondersteun het. Julle liefde en aanmoediging beteken vir ons die wêreld. Dankie dat julle ons nooit verwyd het nie, nooit in opstand gekom het in die kerk nie. Maar hierdie kerk is julle sin. Julle is lief vir hierdie kerk. Julle is lief vir die Here. Ons waardeer dit. Ja, en dan het die Here vir my 2 wonderlike skoonseuns gestuur. Maar weet, hulle is so uiteenlopend, meer as uiteenlopend in een gesin kan jy nie kry nie. Maar Leon, Pieter, is baie lief vir julle. Ons waardeer julle. Dankie dat julle so mooi kyk vir julle na julle huise. Dankie dat julle ook lief is vir die Here. En dankie dat die Here ook eerste kom in julle huis. Waardeer julle en dankie dat julle ons lewe vol lag. Herinneringe maak, ons koester alles. Nou is dit 'n ouma wat praat. Ek het die 5 mooiste, slimste, soetste, oulikste kleinkinders in die hele wye wêreld. Dankie Leanay, Darius, Landi, Janika en klein Louken, dat julle so lief is ook vir Jesus. Julle is die vrolikste sonstrale, julle lag en energie, en daar's baie energie. Hou ons jonk van gees. Oupa en ouma is ongelooflik trots op julle.
Dan ook 'n groot dankie aan Marius se boeties en sissies wat vandag hier is. My enigste sussie is alreeds na haar hemelhuis, maar haar oudste dogter Elma Parken, ek weet nie waar is sy nie, sy is vandag hier en sy staan ook in die bediening. Elmie, oupa en ouma Fourie sou so trots gewees het op jou, omdat jy ook hulle favorite kleindogter was. Al sy boeties en sissies, dankie dat julle my ook wat voel het soos julle sussie. Waardeer julle. Baie dankie vir die spesiale geleenthede wat ons kon saam hê. Julle liefde en ondersteuning oor deur die jare. Ons pad saam met ons groot herinneringe en wonderlike tye saam met julle. Dan ook al ons familielede, vriende wat spesiaal tyd ingeruil het om die geleentheid saam met ons by te woon. Baie ver gery het. Ons waardeer julle teenwoordigheid. Ons kom 'n lang pad saam, ook baie lief en leed beleef en ook baie sport en lag. Julle elkeen het 'n baie spesiale plekkie in ons harte. Aan elke pastoorspaar en gesin, Marius het al reeds mooi bedank tydens die pastoorskonferensie. Net eers weer eens baie dankie vir julle liefde, verdraagsaamheid, lojaliteit teenoor ons. Julle is beslis kosbaar. Dan elke liewe gemeentelid, bekend of onbekend aan ons, wat vandag hier teenwoordig is, as julle nie was nie, het ons kerk nie bestaansreg gehad nie. Ons kerk waardeer julle, dankie vir al julle insette, finansiële bydraes en versorging van julle kerkgeboue, asook pastoorspare. Mag die Here u almal ryklik seën. Dan wil ek ook by die geleentheid uit ons harte dankie sê vir al die buitelandse pastoorspare en kerkleiers teenwoordig. Dit is vir ons 'n groot seën en bemoediging dat u tyd ingeruim het om saam met ons in die besonderse feesvieringe te deel. U leierskap, u voorbidding en die ondersteuning aan ons kerk maak 'n groot bydrae tot die geestelike groei en pad van ons kerk. U teenwoordigheid hier is nie net vir ons eer nie, maar ook 'n bevestiging van die sterk bande van geloof en gemeenskap wat ons in Christus verenig. Mag die Here u bediening ryklik seën en mag ons altyd in liefde en eenheid saamwerk in die uitbreiding van sy koninkryk. Aan ons pragtige nuwe moderatorspaar. Net hierdie woorde laat. Nummer 6 vers 24. Die Here seën julle. Seën en beskerm julle. Die Here laat sy aangesig oor julle skyn en wees julle genadig. Ons vertrou dat die Here deur julle diens sy koninkryk sal uitbrei en dat julle saam met hierdie kerk en pastoorspare 'n vrugbare pad van geloof, hoop en liefde sal stap. Die Here bewaar en seën julle en julle twee pragtige dogters en laat sy aangesig oor julle skyn. Kan ek vra, waar is die aan my? Sy gaan nou terugkom, né? Maar wanneer julle pragtig is, dis nie julle skuld as die mikrofoon skree nie. Dis ook nie julle skuld as dit party te hard en party te sag was nie. Baie dankie vir hierdie pragtige lied. Julle het vreeslik mooi gesing. Hulle het so geoefen en hulle kan sing. Hulle het regtig die vermoë om te sing. Mykie, dit was baie mooi. Jy kan nog gerus kom sit, maar as geen moontlikheid nie. Prys die Here. Ek is so bevoorreg. Ek moet sê ek was 'n bietjie benoud, bietjie droogmond voor hierdie vergadering, dalk of vir hierdie diens, dalk meer as wat enige ander geleentheid in my bedieningsloopbaan was. Dit is nie omdat ek iets anders gaan doen as wat ek gewoond is om te doen nie. Is net omdat dit die laaste keer is en outomaties wil 'n mens maar tog op jou beste gaan. En dan het ek oor en oor dan hierdie gedagte, dan daai gedagte. En uiteindelik toe gee die Here my so 'n eenvoudige iets dat ek vir myself gesê, Here, maar dis dalk net te eenvoudig. En ek sê dit vir my vrou sê,
dit was nog altyd die trefkrag van jou bediening, was dat jy bereid was om dit eenvoudig te hou. Prys die Here. Ja, dis hoe ons dit gaan doen. Ek het daarom net van my kant af wil ek vir ons Hemelse Vader sê baie dankie vir 40 wonderlike jare. As ek dit oor kon kies, doen ek dit weer. Waar kan jy 'n werk kry waar jy kan slaap tot 9 uur, 11 uur drink jy tee, 1 uur hou jy lunch, 3 uur slaap jy, en vanaand kyk jy TV tot jy moeg is en dan gaan slaap jy weer. Waar ek dink die pastore stem julle saam met my. Ek weet nie wat julle gedoen nie, maar prys die Here, nee, is nie die waarheid nie. 40 wonderlike jare, soos Johnny gesê het, die Here ons deurgedra. Wil baie dankie sê aan ons Hemelse Vader wat ons 3 gemeentes gegee het. Carletonville, daar's ons gevorm. Hier sit baie ou Carletonvillers op hierdie platform en tussen die banke, nie net pastore nie, maar ook gemeentelede wat baie jare saam met ons kom. Dankie dat julle ons die kans gegee het om saam met julle te groei en ons gevorm het. Die Rietfonteiners, ek onthou hoe Johnny en Marie, Johnny het my mak gemaak. Hy het letterlik met my gaan sit as my visievoorsitter en vir my gesê, Marius, jy bedien wonderlik, en ons geniet jy, maar wil jy nie net 'n bietjie minder kwaai wees? En dit het my baie gehelp, en uiteindelik was die Kaap ons laaste 12 jaar, en wat 'n wonderlike tye, ons het mense, daar's vanmiddag 'n klomp vriende by mekaar in die Kaap, wat hierdie afskeidsdiens hopelik kan volg. Dankie François vir julle moeite om dit te doen. Maar ek sê dankie vir ons 3 gemeentes. Aan my lieflike vrou, ek het vir haar ietsie geskryf. Ag, Santjie, sit hom vir ons op asseblief. Ek wil dit vir julle lees, dan verloor ek julle nie. Is nie daai nie. Daai kom dis. Ek nie vir sy vrou nie. My liefde kieries. 43 jaar gelede was dit hier in Helderberg wat ek bevoorregte man was, daar was 'n spel vir bevoorregte man was om jou hart en hand te wen. 2 jaar verder het die Here ons 'n eerste prinses geskenk met 'n jagende asempie en 'n dapper hart. Was haar spoed altyd meer as gewone mense tot vandag toe. Dis hoekom sy met 'n renjaer getroud is en sy is 'n renjaer. 40 jaar gelede word Beersterstraat 35 Carletonville ons eerste pastorie. Ons tweede prinses maak 3 jaar verder haar opwagting. Van haar eerste broeikas gilletjie was haar mondjie nog nooit weer stil nie. Soos wat sy gesê het by geleentheid toe iemand vra hom gevra, wie het vir jou gevra om iets te sê? My knoppie is sommer automatic, ek praat van self. En dis hoe sy is, na 9 jaar se delf vir God se sielegrond, se sielegoud, is ons terug in Pretoria. Gelukkige, sorgelose dae as gesin. Was tyd vir ons, al was tyd vir onsself, so bitter min, ekskuus, ek het nie my brooi by my liefde. Ek oefen nog met hierdie gedeelte van die nebels, weet nie waar sy nou nie. Ek lees vir die verder. 4 jaar verder arriveer ons met 'n bang in die mooie Kaap. 'n Afgeskryfde kar, die dag toe ons aankom, maar harte brandend vir die koning se heilige vuur. Die Waapad word ons woning na 12 mooiste jare. Ons het die land en die wêreld deurkruis vir 'n plek in die hemelse skare. Die Vader beloon ons met nog 3 begaafde prinsesse en 2 slim vorste. Nou 40 jaar verder, my maatjie, nee, los nou die kleinkinders, kyk hier vir my. Sy sien ook nie. 40 jaar verder, my maatjie, my vriendin, my beskermer, my versorger, my liefling, my vrou, wat ek bemin, groet ons die laaste keer alweer in Helderberg. 'n Nuwe Witbrood, 'n laaste reis na die ewigheid lê voor. Ons gaan nou nog bietjie in ons eie siele belê. Tyd wanneer die koning besluit,
tot wanneer die koning besluit, dit was ons laaste sê, ek sing oor jou skoonheid van weleer tot nou. Saam lê ons die tyd nou neer, maar ons liefde vir God sal altyd hou. Jy, my liefling, my kennis. Baie dankie. My pragtige dogters, julle is my trots, my lewe, en saam die twee seuns wat ek nooit gehad het, uit eie lendene nie, wat ek vandag het, en hulle is vir my soos twee eie seuns, hoogs oordentlik, goed opgevoed, al my gene is aan hulle het sulke wonderlike maniere, ek verwonder my baie daar, aan hulle, dit is so lekker om julle te hê, prys die Here, dit is die twee stoutste goed waarvoor ek baie lief is. Julle het ons lewe so vol gemaak, en saam hierdie pragtige klomp kleinkinders, oupa en ouma leef vir julle, ons is lief vir julle, en nou gaan ons nog baie meer tyd in julle kan belê. Ons is nou op die stadium waar ons, toe die oom en tannie op die stoep sit, toe sy foon bly geleide maak, en sy sê vir hom, wie is dit? En dan kyk hy, sê is Betty Lou. Sit hy vir neer. En so rukkie later dan piep die foon weer, en sê weer Betty Lou. En tannie raak geïrriteerd met Betty Lou. En sy sê, wie is die Betty Lou? En hy sê, is net iemand wat my boodskappe stuur. Sy sê, gee bietjie jou foon, en ek kyk. En half onwillig gee hy die foon. En toe hy hom gee, toe sê sy, my man, dis battery low. En ja, dis min of meer waar ons nou is. Oeps. Ek wil 'n besondere woord van dank aan ons nuwe moderatorspaar, pastoor Corneille, Michelle. Jody het julle reeds bedank met julle twee wonderlike Suid-Afrikaanse atleet prinsesse wat so mooi is, nie net vinnig nie, maar mooi en slim en begaafd. Mag die Here julle ryklik seën. Dankie vir die wyse waarop julle ons hanteer. Jy sal altyd op 'n manier my seun bly. Dis nie 'n keuse nie, of nie uit vernedering dat ek het sê. Dankie dat ek die voorreg gehad het dat ek jou eerste tree in die Here kon sien. En dit kon beleef toe jy kon hier is. Saam met die visiemoderator, my boetie, Frikkie, baie lief vir jou, jy was werklik die stoutste van my ma se kinders. Maar die Here het jou opgelig, en vandag is jy Corneille se regterhand. Mag die Here julle ryklik seën, saam met Sarita, saam met Corneille, en die Here seën julle baie ryklik. Ek wil dan net by hierdie geleentheid, en verdra my asseblief is die laaste keer, as jy, al voel jy, het was so bietjie lang diens, is 'n mooi diens, nee. Is 'n lekker diens. Is lekker om die Here te dien. Sê amen. Sal jy die Here prys, soos net hier in Volta. Laat ons die Here loof, as die koning. Halleluja, hy is ons koning. En die Here. Daar's 'n groep genaamd die Nasvoelede. Baie van hulle wat in hierdie banke sit, hulle is persoonlike vriende. Hulle het saam met my en Joni en die direksie, die Amstra's 14 jaar hierdie kerk op wonderlike wyse gehelp wat finansies aanbetref. Dankie vir elkeen van julle se insette. Mag die Here julle en julle huise en julle nageslag seën. Dankie vir al die Amstra's in die 14 jaar. Pastoor Hannes, hulle wat daar aan die banke sit, ek dink Pastoor Rudy, hulle is hier iewers, Pastoor Christo Weppener, hulle hier is nie, saam met die huidige Amstra's, almal wat saam met ons gedien het, julle het geweldige vrag saam met ons gevat, hierdie 14 jaar, saam met die direksie, al die direksielede, daar sit van hulle in die banke, daar is van hulle wat saam met ons is, baie dankie, en dan ook ons oorseese collega's, Tannie Maggie, the most wonderful time of our lives was in Canada. I'll never remember, I'll forget those high beds. I'll never remember me and Michael's walk in the snow. Ons kry so warm lekker in die huis en ons sien hierdie hoë sneeu daar buite en ons sê, "Ai, maar is so lekker, kom ons gaan stap in die sneeu." Ons was byna dood, ons het mekaar gehelp tot by die huis, maar baie dankie vir dit.
Paul, sal ons julle ooit in Australië vergeet? Sal ons ooit Nieu-Seeland kan vergeet? Sal ons ooit die werk wat julle vir die Here doen? Jy is ons sterkste Josef. Baie dankie vir dit wat jy daar doen. Ek gaan ietsie sê ook in my preek oor Josef. Baie dankie aan die oorseese kollegas wat hier is, die kerkleiers, Pastoor Patrick Jansen van Rensburg, president van die PPK, ex-president van die AGS, Dr. Isaac Burger. Ek sê dit weer, ek het dit vir u in privaatheid gesê, die enigste een wat my kan uitdra op dit is Mani, dat ek u beskou het as een van my grootste mentors, wat ek in die lewe gehad het. U is 'n formidabele leier gewees vir die apostoliese geloofssending, en baie dankie dat u vir ons so 'n voorbeeld gestel het. Waardeer dit, en dankie Pastoor Patrick dat u hier is, en dan net ook al my vriende, my familie, my boeties en sissies is my heroes man. Daai klein vroukie daar op die punt en die enetjie wat by haar sit. Hulle is nou al amper, die een is oor die 80 en die ander is 80. As jy ooit aan my vat, het jy moeilikheid met hulle twee, hoor. Hulle sal hulle lewe vir my gee, hulle is verskriklik lief vir my. En my boeties, baie dankie. Michael, dankie dat jy my na die Here toe gelei het. Dankie Dani vir die stoute voorbeeld wat jy vir my was deur jou lewe met die Here. Elkeen van julle, dis lekker om julle hier te hê. Almal van julle, ons vriende, elkeen van julle. Dis wonderlik om Pastoor Prinsloo se kleindogter hier te hê, Avril, jy en Dion, om Netoy se dogter. Ek dink om Wallis Frisbee se dogter Rose is hier iewers, kan sy net daar sit sy, prys die Here. Is dit nie wonderlik nie, 5 geslagte van moderators wat dan hier verteenwoordig is, dis 'n voorreg. Ek wil jou gou vra om op te staan en jou hande in die lug te druk en te sê, Here, ek het u lief. Here, ek het u, sê dit uit jou hart. Here, ek het u lief. En nou wil ek jou vra om nog 'n woordjie te sê, maar voor jy dit sê, dink jy oor. Here, ek het my broers en susters lief. As jy dit kan sê, druk jou hande omhoog in die lug. Here, ek het my broers en my susters lief. Prys die Here, baie dankie, neem die sitplekke. Ek sou graag wou hê my kleinkinders met hierdie lied oorsing, maar hierdie ou dingetjie is nog baie ontstel, dat ek kan dit so pragtig sing. Ek wil met u praat oor die tema, luister mooi, oor die tema jassies, sop, velletjies, krieke en liedjies. Jassies, sop, velletjies, krieke en liedjies. Jep. Verstaan jy hoekom ek so 'n bietjie in die moeilikheid was? Die woord van die Here sê in Efesiërs 4 vers 1, hy sê, ek vermaan julle, ek die gevangene van die Here, om waardig te wandel die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde, en miskien spreek ons die verdra bietjie verkeerd uit. Pastoor Gert Sanders het baie jare gelede 'n woord gebring oor dat eintlik moet ons dit nie lees as verdra nie, maar as verdra. Terwyl ons mekaar in liefde, Pastoor Willie, ekskuus ek jou oorgekyk het, wat hier voor sit, so bly die Here het jou deurgedra. Maar terwyl ons mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van gees te bewaar deur die band van vrede. Weet jy wat is vrede? Gaan nie vir jou preek. Die tema is nie vrede nie, maar vrede vorm 'n baie integrale deel hiervan. Weet u dat vrede beteken afwesigheid van oorlog, afwesigheid van konflik, afwesigheid van enige geveg of ongelukkigheid of kwaad wees of goed wat maak dat ek nie lus is vir ander mense nie. Vrede beteken jy's rustig in jou hart. Jy het 'n kalmte in jou siel. Jy voel tevrede. Jy wil in vrede lewe. Ek wil jou iets sê, as daar sekerlik iets is wat ek met my hele hart begeer, is dit om 'n bietjie vrede vir my eie siel te hê, dat
my telefoon nie lui met ander ouens so onvrede en dat ek nie ergens iewers iemand het my gevra, wat gaan ek doen? Ek kan jou een ding sê wat ek gaan doen, en pastoor Gertjie sal my kan uitdra, met dit ook een van ons ex-Amsterdams, sal my kan uitdra, ek gaan jaag na vrede, want die Bybel sê in Hebreërs 12 vers 13, jaag die vrede na, en die heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie. Ons het klem gelet op die heiligmaking, maar in die proses baie keer vrede prys gegee. Ons was so kwaai, ons was so streng, dat ons partykeer ons eie kinders verdryf het, omdat ons nie vrede gehad het nie. Is dit die waarheid? Sê maar net amen as dit so is. Ek wil jou ietsie verduidelik dat die anoniem van vrede teenoorgestelde is kwaad. Kwaad beteken 'n donker, duister iets, konflik, ongelukkigheid, ontevredenheid, moeilikheid. Dit beteken dat jy in spanning verkeer. Dit beteken dat daar die hele tyd iets is waarteen jy veg. Kwaad veroorsaak dat die wêreld vandag 'n siek plek is. En ek gaan dit vir jou baie mooi verduidelik. Daar's 'n baie bepaalde rede hoekom Jesus in die heel eerste ding waar hy aandag gee in sy bergpredikasie, net nadat hy die saligspreking uitgespreek het, die heel eerste ding waaraan Jesus aandag gee, is opgeteken in Matteus 5 vers 21. Sit dit net vir ons op, Saintjie. Luister hier wat sê hy, Matteus 5 vers 21. Julle het gehoor dat die mense van die ou tyd gesê het, jy mag nie doodslaan nie. Want by die doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek, Jesus, sê vir julle, is die eerste ding wat hy aanspreek. Dr. Isaac Burger is 'n meester op die terrein van die bergpredikasie en die kerkgeskiedenis. En praat ek die waarheid as ek sê, dis die eerste gebod wat Jesus aanspreek. Jesus het ergens iets verstaan van die mensdom. Die mensdom, die mens is 'n komplekse wese, is die kroon van God se skepping. Maar daar's nie 'n kwaier wese op aarde as die mens nie. En daar's nie 'n kwaier wese op aarde as 'n Suid-Afrikaanse mens nie. Boere het so ekstra aan, hier so in hulle nek, en krap hom op, en jy doen dit sommer maklik hoor. Jy net vertel, ek het baie jare terug, is 'n ou storieetjie wat baie ken, toe ek nog in Rietfontein was. Ek wil dit nie uitrek nie, ek wil net vinnig vir u vertel. Ek en my vrou staan by 'n stopstraat hier in Rietfontein, en aan die oorkant van die straat, ja, is daar 'n groentestalletjie, en ons ry verby die groentestalletjie, en toe ons verby die groentestalletjie is, julle weet mos hoe werk dit met die vrouens, toe sê sy vir my, ek wou nog aardappeltjies gekoop het. Hy wou nog, ken julle dit, as jy net verby is. En toe ons verby is, stop ek, en ek ry so mooi klein daksentjie, so 'n blink wielietjies. Ek was verskriklik trots op hom, was 'n GX. En sy maak die deur oop, maar die randsteen is hoog. En die deur gaan net so bo die randsteen verby. Ek gee so sug van verligting. Nou staan ek en, ekskuus, ek idle die kar leier, want ek mag nie daar staan nie, is by 'n vuurigting stop, is aan die ander kant van die pad. En sy stap uit, my vrou is baie rustig. Sy het regtig vrede. En sy stap, sy gaan aardappeltjies koop. En ek wag vir haar. En die volgende oomblik wil 'n groot vragmotor hier agter my indraai. En die vragmotor kom. En ek staan en ry so stadig vorentoe dat my deur nie vashak aan hierdie randsteen nie. En die vragmotor kom en die vragmotor is later hier styf teen my verby en hy stop. En die man leun van die ander kant af oor en hy draai sy ruit af en hy praat met my 'n taal wat ek nie ken nie. En die uiteinde van die saak is dat ek en nou sit ek ook hier, vroukie koop aardappels, die karretjie leier, die randsteen is hier, en hierdie vragmotor staan my in skel, en al wat ek kan uitkry in my boerebloed is toe ek die venster af, is 'n voetsak man! Want toe koop my bloed, dit gebeur maklik, Jesus het dit gebeur. En hy praat met die kerk en hy praat met my en hy sê dat julle het gehoor
iemand 'n baie groot oortreding begaan het, maar kwaad het sy plek in die kerk en in families en onder vriende vir jare en jare en jare. Diensknegte van die Here gaan graf toe, kwaad. En kwaad gemaak volgens die woord dat jy verantwoording gaan doen in die helse vuur. Hulle het wetenskaplik bewys dat die deel van die mens se emosie wat die moeilikste beheer word, is anger, kwaad. Dis die deel wat die moeilikste beheer word. Man, mense, almal het 'n kort lont, party se is net korter as ander. Maar om iemand kwaad te kry, kos nie eens baie nie. Om 'n vrou kwaad te kry, so gaan niks verder sê. Want dit hang af met wie jy getroud is. Ek weet dat ek het nou van gesê hiervoor, ek het verlede week het iemand vir my iets gestuur oor 'n man wat sê, what was your greatest achievement in life? Hy sê, I won a fight with my wife once in 1988. Maar die waarheid is, 'n mens se kwaad is net so, dit sit eintlik so vlak. Jy kan hom amper net so 'n klein bietjie, kan jy hom skud of aandag gee, dan gaan hy oor die nodige grade. En dis asof jy, as jy eers aan dit getoegee het, jy dan kan jy hom nie keer nie. As jy eers kwaad is jy opdreef, dan help dit nie mamma sê hier langs jou, word kalm nie, dan sê kwaad vir haar ook. Dan is 'n mens omgekrap, want kwaad setel so diep in hierdie ego van die mens, in die ek, in die self, en dis so 'n eienskap wat gaan oor ek, dat ek wil vir jou vanaand sê, vanmiddag sê, dat as jy by die vrug van die Gees wil uitkom, die laaste een wat Paulus noem, in Galasiërs 5 vers 22, is selfbeheersing. Want selfbeheersing is die skil wat alles by mekaar hou. Jy gaan nie by lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, al hierdie goed gaan jy nie by uitkom, as jy nie kwaad oorwin nie. Ja, dankie, prys die Here. Die kerk was vir jare, ek het as 'n kind opgegroei, dat hulle kwaad was vir mekaar, weet jy, dat mense nie met mekaar gepraat het nie. Diensknegte van God, gesalfdes van die Here. My bekommernis is, hulle praat van 'n wond wat septies is, Dr. Johan, is 'n wond met kwaad in. Ja. As jy kwaad koester, en jy dra hom saam, dan kook hy hier in jou binneste. Vandag is ek net kwaad. 'n Paar weke verder as ek raak ek bitter. En wanneer jare verloop het, dan dink ek aan daai persoon, dan sê ek gou bitter. En dan het dit in my hele lewe deurkruis van dis 'n wortel wat in elke ander emosie uiteindelik sy kop uitsteek. Ek wil vanmiddag vir die kerk van die Here sê, God het vir my gesê, ons moenie vir mekaar kwaad word nie. God het gesê, dit is 'n maklike gesêde ding. Aristoteles wat gesê het, to become angry, that is easy. But to become angry with the right person at the right time, to the right degree, for the right reason, for the right purpose, in the right manner, that is not so easy. Weet jy dat die woord gee ons toestemming? Sê in Efesiërs 4 vers 26, word toornig. Maar sê nie, moenie sondig nie. Maar wat sê hy in die volgende vers? Moenie dat die som ondergaan oor jou toren nie. Want as jy hom bed toe vat, dan begin hy te broei. Dan kry hy kleintjies. Ek het vir my vrou al die jare, die heel eerste keer wat ek en sy het verskil in ons huwelik gehad het, toe maak ek die fout, dat ek die dierbaarste, lieflikste, wonderlikste vrou, wat nooit skewe woord sê nie, maar die waarheid is, sy kan stil bly.
Maar dis nie daai stil bly wat kom uit wysheid nie. Dis daai stil bly wat juis hierdie kwaad laat broei. In ons heel eerste risie, dit was nog hier in 'n huisie in Mountain View, in Kabeltriegaardlaan. Toe daai sweer oopbars, Dr. Johan, en die kwaad loop uit. Jete! Toe maak ek die fout om in die middel van die winter die enigste en eerste keer in my lewe op die bank te gaan slaap. Ek het daai nag byna gesterf van die koue, ek het nooit weer dit gedoen. Ons pas dit toe, ons gaan slaap nie toornig, sy sit hier, sy kan vir jou sê of ek lieg. Al was ons hoe omgekrap, wat natuurlik vandag glad nie meer gebeur nie, ons raak nie meer mekaar omgekrap nie, ons is vandag alles wat jy kan droom om te wees. Die laaste woord elke aand aan haar is ek het jou lief, my lief. En is dit die waarheid? En dan sê sy dit ook so slaperig terug. Maar kwaad maklik. Die kerk, Dr. Isaac, u sal weet dat die kerkgeskiedenis in 1054 het die Oosterse ortodokse kerk en die Rooms-Katolieke kerk gesteer. Totale skeuring. Weet jy as gevolg van wat? Of daar suurdeeg in die nagmaalbroodjie moet wees of nie. Honduras en Salvador in Sentraal-Amerika. Die een verlore sokkerwedstryd teen die ander een. Daai aand toe verklaar hulle oorlog teen mekaar en duisende mense se lewe is daarmee heen. Weet jy dat in België is daar dorpe wat tot vandag toe verdeel is om bloot uit die bepaling of hulle Frans of Vlaams met mekaar moet praat. Hoe relevant is dit in vandag se lewe? Ek het uitgevind die Franse en die Spanjaarde praat nie Engels. As jy daar reis, praat liewer met hulle Afrikaans, want hulle dink jy's 'n Nederlander. Dan sal hulle probeer jou antwoord, maar hulle hou nie van die Engelse nie, tannie my. Iemand het vir my gesê, ek het gevra vir 'n Fransman, waaroor gaan dit? Nou, of dit die waarheid is, sy antwoord was, dat dit is so ver terug, as admiraal Nelson, wat vir Napoleon verslaan het by Waterloo, van daar af haar die Franse, die Engelse. Maar ek het dit self beleef in Spanje. Ons staan by 'n hotel en daar so kort tannetjie, ons is besig om in te boek. En Johnny staan en praat met haar. Sy kan nie 'n woord Engels praat nie. Sy kan nie vir haar sê hallo nie. Sy kan nie sê goodbye nie. Maar terwyl ons besig is om in te check, ek staan so eentjie weg en ek het 'n rugsak en my selfoon is in my rugsak. En my selfoon het 'n sekere geluid as hy 'n boodskap ontvang, dan maak hy so poep poep. So uiltjie. En toe daai selfoon hoep hoep, toe kry daai tannie 'n Engelse salwing agter daai toonbank. En sy sê vir my, what you have in your bag? You've got animal in your bag. Dus sê ek wel, dankie, ek het daarom reg gekry om Spanjaard Engels te praat. Maar wat ek vir jou wil sê is, hierdie kwaad setel so vlak hier in die mense. Die keiser van China het in die 1800s het hy oorlog verklaar teen 'n buurland bloot op grond van 'n gebreekte koppie tee. Oorlog verklaar. Daar duisende mense het die lewe gelaat. In die woord van die Here Jesus is aan die woord en hy sê, moenie vir jou broer sê jou dwaas nie, moenie vir hom kwaad word nie, moenie vir hom sê raak aan nie, moenie opstandig raak teen jou broer nie, want Jesus verstaan iets van die karakter van die mens, selfs sy disippels. Weet jy dat die eerste sonde wat gepleeg is na die tuin van Eden is, die eerste sonde was Kain wat sy broer doodgeslaan het. En weet jy waaroor het dit gegaan? Oor 'n bietjie jaloesie. Nadat Abel se offer aangeneem is. En Kain bring 'n lewenslange vloek oor sy geslag. As gevolg van, as hy hom maar net beheer het. As hy maar net volgende keer 'n wenk gevat het by Abel. En gaan offer het op dieselfde manier. Weet jy dat die woord
woord van die Here praat oor Esau en Jakob. Esau verruil sy eersgeboortereg vir 'n bietjie sop. Jakob moet op 'n manier die eersgeborene se seun in die hande kry. Weet jy wat doen hy? Sy ma help hom. Sy ma slim. Sy sê vir hom, sit velletjies, gaan vang 'n bokkie, sy sal hom lekker gaar maak dat hy proe soos wildspys, en dan moet hy die velletjies van die bokkie op sy lyf aanbring, sodat hy die seun kan kry. Hy doen dit. Hy kry die seun, en tot vandag toe is daar bittere oorlog tussen hulle twee bloedlyne. Het gaan oor velletjies. Het gaan oor sop. Josef word verkoop deur sy broers. Weet jy waaroor? Wat was die finale sneller? 'n jassie wat sy pa vir hom gemaak het, wat 'n bietjie veelkleurig weer was. En die uiteinde van die saak is, hulle gooi hom in 'n put, hulle verkoop hom, en hy word die voorsiener vir Israel in Egipte. En toe hy uiteindelik hom bekend maak, na die hele verhaal, toe hy hom bekend maak aan sy broers, die Bybel sê, hy het hulle om die hals geval, of hy Benjamin om die hals geval, hy het hulle gesoen, hulle het nuwe klere gekry, hulle het die beste rytuie gekry van Farao af. Maar weet jy wat is Josef se raad aan sy broers toe hy hulle terugstuur? Weet jy wat is die enigste raad wat hy hulle gee? Moenie vir mekaar kwaad word nie, want kwaad kom so maklik. Jou pastoor sê hy ietsie en jy's kwaad. En die uiteinde van die saak is jy raak bitter. Daar's mense wat langs die pad sit wat vir jou die wonderlikste redes kan noem hoekom hulle nie meer die Here wil dien nie, oor wat mense aan hulle gedoen het. Ek vra jou vandag, is kwaad dit werd? Is kwaad word dit werd? Is ons nie vandag op 'n plek waar die saligspreking van Jesus oor ons kan geld, wat sê salig is die vredemakers, want hulle sal die kinders van God genoem word. Halleluja, soek jy vrede. Druk jou hande in die lug en sê, Here, vul my met die vrede. Want ek sê nou vir jou vandag, die kerk het behoefte. Ons het vandag die wonderlikste sang gehoor, my kinders, ek het julle geniet. Saam met almal wat saam met julle gesing het. Maar ek gespeel het. Ons het nie beter van dit nodig nie. Ons het nie, hier sit formidabele predikers. Hier sit predikers uit die vorige geslag, wat jy sal ver soek om te kry. Het nie beter is nodig nie. Wat ons nodig het, Johnny, is 'n kerk wat nie meer so maklik kwaad word. Kerk wat 'n bietjie sê, as iets, luister mooi na, as iets oor 5 jaar, broers, as iets oor 5 jaar niks gaan beteken nie. Wat help dit jy spandeer meer as 5 minute van jou lewe daar? Daar's mense wat gedra van kindertyd af. Hou op kwaad wees vir jou ma. Hou op kwaad wees vir jou broer. Hou op kwaad wees vir jou mede-kerkbroer. Hou op kwaad wees vir 'n mededienstig van die Here. Hou op kwaad wees vir die kerk. Hou op kwaad wees vir die lewe, want jy gaan niks bereik deur kwaad te word nie. Die Here het verstaan, ons gaan kwaad word, maar moenie kwaad vat en hom broei en op hom lê en saam met hom loop en hom saam met jou dra, sodat jy uiteindelik tog ergens iewers bietjie simpatie kan kry nie, want daai bietjie simpatie gaan nie vir jou dit werd wees as jou siel uiteindelik moet gaan verantwoording doen in die helse vuur nie. Kom hom dan nie lê in die bed. Kriekie kriek. Oom sê, vrou, die kriek is aan jou kant van die bed. Sy sê, man, ek weet jou ore is nie meer so goed nie as aan jou kant van die bed. Hy sê, vrou, ek sê vir jou, die kriek is aan jou kant van die bed, ek hoor hom. Sy sê, ek sê vir jou, hy is nie hier nie, dis aan jou kant van die bed. En die uiteinde van die saak is, daar is 'n groot ongelukkigheid. En uiteindelik kan leer alles. Hulle besef, is dit nou regtig dit werk? En papa sê vir mamma nag. En papa
Papa sê, mamma, ek het jou baie lief. Mamma sê, en ek vir jou, papa. Maar ek wil net vir jou sê, die kriek is in jou pad. Lassies, sop, velletjies, krieke. David was gehaat deur Saul. Weet jy waarom? Die dogters van Israel het uitgetrek en hulle koordanse. En hulle sing, Saul het sy 1000 verslaan. David sy 10.000. En die uiteinde van die saak is, Saul het God verloor. Hy het sy gees verloor. En dit alles begin by kwaad word vir David. Die Here vra vandag vir my en jou, het jy jou broer lief? Weet jy dat die buitewêreld se grootste probleem in die kerk vandag is, dat hulle sê, as jy 'n plek wil sien waar mense met mekaar veg en mense kwaad spreek van mekaar, is dit in die kerk. Het julle dit al gehoor? Sal die Here ons help om vanaand kwaad onder ons voete te sit en nie so fyn gevoelig en nie so maklik ongelukkig te raak nie. Luister hier, jou eie sielsaligheid is dit nie werd nie. Jy gaan verantwoording doen in die helse vuur, nie omdat jy dalk nie gehoreer nie, prys die Here, nie gesteel nie, wonderlik, maar as jy kwaad word, gaan jy self die plek toe, sal God ons help, sal die vrede van die Here vanaand in ons harte ingebrand word. Halleluja! Hier in Christus kerk, 'n kerk van vrede. Beklei oor naampies, oor soppies, oor velletjies, oor jassies. Maar as dit tyd dat ons amper 'n evangelie gemaak het van jassies. Ja. Ek wil vanaand vra, is 'n kriek dit werk? Maak nie saak aan wie se kant van die bed hy is. Kan ons vanaand oor die paadjies, oor kerkgrense heen. Dankie Dr. Isaac dat jy hier harte vir ons oopgemaak het. Dankie Patrick, dat jy vanaand die moeite gedoen het om hier saam met ons te wees. Dankie Tannie Maggie vir al die jare. Dankie Paul. Ek wil vanaand na Kornay toe uitreik. Ek wil vir julle iets wys gou. Ons staan hier by my Kornay. Ons het dit nie afgespreek nie. Ek sien almal is hier baie wat in blou aangetrek is. Ek hou van blou. Sien julle hierdie mooi groen pak? Sien julle sy pak is 'n bietjie donkerder groen as myne. Weet julle hoekom? Want julle gaan neerlê langs groen weivelde. En so pas vanaand raak dit groener as wat dit was in my tyd. Sien julle dit? Kry die Here groener. Halleluja! Is jy saam met my? Soek jy saam met my vrede? Gaan jy saam met my die Here dien? Na die wêreld weet ons sy koning kinders. Halleluja, laat die dag van die Here opprys. Laat die verlostes jy. Laat die kinders kinders. God se naam en woorde. Halleluja! Laat die Here doen. Die Here van die Heer skare. En skryf God van God van die Heer. Halleluja! Halleluja! Prys sy naam. Die Here wat hierdie koning kan neer. Hy is die vrede van. Halleluja! Die Here loof sy naam. Baie dankie nie my sitplek, ek is klaar. Ek wil vir jou iets sê wat Paulus aan die Galasiërs sê, is nie by jou nie. Susan, as julle mekaar byt en opeet, pas op dat die een nie deur die ander verteer word nie. Gaan nie net oor kerk nie. Gaan oor jou familie. Gaan oor jou huis. Don, I love you. Daar's niemand wat my kan lief hê soos Don buite my vrou nie.
Maar weet jy hoe lekker is my ou soos vir my sê, ag Mariusie, ek is so lief vir jou. Dani, sy kan dit doen, hè. Maar die waarheid is, dat ons almal smag na 'n bietjie warmte en liefde en iemand langs jou wat omgee. Almal smag na 'n bietjie erkenning. Almal smag daaraan om 'n plekjie in die staan, om 'n plekjie in die son te hê, om te voel hy is ook deel van dit alles. Ek wil vanaand sê die liederdigters en ons gaan saam sing, bind us together, maar voordat ek dit doen, wil ek net vir jou ten slotte een vers lees. Hy sê, ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees. En daar geen skering onder julle moet wees nie. Dit beteken nie ons gaan altyd dieselfde opinies hê, maar moenie vir mekaar kwaad word oor jou opinie nie. Daar geen skering onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. As hierdie kerk die hoogtes wil bereik wat die Here nog vir u instoor het voor Jesus kom, as elke ander kerk daai hoogtes wil bereik, is daar net een pad, en dit is ons moet die lig van die wêreld wees. En kwaad maak 'n lig donker. Maar as jy kwaad uitwis, dan begin die lig te skyn. Vanaand vir die Here ons moet al die septisisme wat ergens in wonde skyn, moet ons uithaal bestoot. Corneille het gepraat oor mense wat seer het. Weet jy hoekom gaan jy seer bly, solank as wat jy mense bly kwaadlik neem? Hou op kwaad wees. Raak vanaand vry. Staan vanaand in die vryheid waarmee Christus julle vry gemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Prys die Here, 'n nuwe gebod gee ek julle, naamlik dat julle mekaar moet lief hê. En dan sal die wêreld weet dat julle kinders van God is. Naamlik dat julle mekaar lief het. Staan op jou voete. Wil jy met die paadjies uitreik? Wil jy net die hand uitsteek na die ene landsie toe? Dan kom ons sing, wat die musikante vir ons kom speel. Bind us together, Lord. Sit 'n vrede in my hart. Ek wil in vrede met jou leef. Ek en jou nie tree in vrede af. Ons is gelukkig. Ons is tevrede. Johan, ons gaan nog 'n paar lekker dinge doen. Ons het nog baie plannetjies. Ons gaan in vrede. Gaan ons vir julle daar op die stoep sit en bid. Prys die Here, ek gaan met vrede. As ek die lus is vir kuiermense die hek nie oopmaak nie. Don't phone me. I'll phone you. Maar kry vrede in jou hart. Dat ons vanaand dit kan wees wat God wil hê die kerk moet wees. Bind us together.
Jesus. Eendragtigheid. As ons een word, sal die Here doen wat hy wil doen. Ons kerk se ex-hooftesourier staan hier. Daar 'n breek tussen ons. Ek is dankbaar vir die kerk. Ek weet hoe jy voel. Baie mense is net DTD Christene. Doop, troues en dood. Almal kerk toe gaan. Dis lekker. Dis 'n voorreg dat ons vir die Here kan werk in hierdie kerk. Want dit het daarom geld dat die hele familie bietjie meer by mekaar kom. Prys die Here. Dankie Marius vir afskeidsboodskap om die family te kan saambring. Ek wil net so ietsie sê, want dalk kry ek in my lewe nie weer die geleentheid daarvoor. Ek moet dalk net my naam probeer in ere herstel. Het is maklik om te sê ek was die stoutste boetie. Maar as jy daarom nou maar sulke ou boete moes hê, soos wat ek het, dan sal jy verstaan hoekom dit so is. Jy sal verstaan. Ons gaan 'n seremonie behartig. En ek wil graag vra dat Pastoor Marius en Suster Jody hiervoor sal kom staan, dalk aan my, miskien aan my regterkant en dalk Pastoor Corneille en Suster Michelle aan my linkerkant. Ek het baie van die manne en vroue gehoor in ons kerk wat waarlik legendes was. En ek kan dit eerlik sê, mense kon hulle ontmoet. Ek het mooi dinge gehoor. Een iets wat ek weet, wat hierdie kerk tot hiertoe gebring het, is die openbarings wat God gegee het deur sy Heilige Gees. En alreeds 'n tyd gelede het dit gebeur wat die Here met Jody gepraat het en 'n openbaring gegee het. Wat ons gaan doen vanaand of wat hulle dan gaan doen en ons as kerk gaan dit aanskou. In ons innerkring praat ons sommer van manifestasies. Miskien beter bekend aan die Hebreër kerk as 'n profetiese handeling. Waar die Here met haar gepraat het dat wanneer hulle by hierdie geleentheid kom van vanaand, om 'n oorhandiging te doen van 'n sektor van hulle as uittredende moderatorspa aan die nuwe moderatorspa Pastoor Corneille en Suster Michelle. Toe het ook wonderlik gebeur dat Dick Otto het 'n stukkie aangestuur vir Jody en ek lees dit graag net vir u oor rondom die sektor. Die woord wat gebruik word as sarwit is die mees algemene en gepaste vertaling vir die oorgee staf. Dit is 'n handeling wat verwys na die verbygaande leierskap of 'n simboliese voorwerp van gesag wat oorgedra word na die nuwe verkose leier by inhuldiging. Bybelse gebeure waar oorgeestaf aangegee word, impliseer, hoor mooi, dat God se missie aan die beweeg, lewendig en vorder met rasseskrede om die doel, die planne, die drome en die visie te realiseer vir die kerk van Christus op aarde. Kan ons net 'n hand vir die Here gee? Ek sê dankie Here dat nou hou die visie nie op nie en die drome is nie verby nie, want dit is nie van 'n mens nie, maar dit is van die Here. En met hierdie manifestasie gaan dit vanaand wees om te sê Here, 'n oorgee. Want dit is van een moderator aan 'n ander moderator. Maar vir indien jy dit nie geweet het nie, die leier van hierdie kerk bly dieselfde.
Jesus Christus. Prys sy wonderlike naam. Ons gaan die geleentheid gee. Dan hulle dan nou hierdie sektor oorhandig. Baie dankie. Suster Joni, Pastoor Larius, baie dankie Cornelie Michelle. Nou die goddelike gesag, die visie, die autoriteit, die toekoms. Plaas ons in Cornelie en Michelle se hande om voor in hierdie kerk te loop en die ander sal volg. En u goddelike doel in en deur hierdie kerk sal bereik. Ons dien nie 'n kerk nie. En ons verteenwoordig u naam op aarde. Maar Here, hierdie is die kameel waarop ons op pad is na die koninkryk van U. En ons bid dat U hulle gaan seën, dat hierdie 'n sektor van gesag, 'n sektor van autoriteit, 'n sektor van oorwinning, 'n sektor van heerlikheid, 'n sektor van klaarmaak sal wees in Jesus naam. Amen. Amen. Kan ek vra dat u net so sal bly staan, al vir die tweede paar net so saam. Daar waar u nou is, brei net u hande uit. Spreek met 'n seën uit, oor albei van hulle. Want 'n seën is net 'n seën as dit uitgespreek word. Net soos wat die Here dit op jou hart het. Spreek net so 'n seën oor hulle. Baie dankie. Jy kan die sit lekker inneem, baie dankie. Een van die mooi dinge wat ons die laaste klompe jare in die kerk geleer is, wat ons wil toepas en wil bly behou vir die pad vorentoe, is dat ons wil hê in ons kerk, Lede in Christus kerk, en ek sê nie in ander kerk nie, ek praat van ons, dat kinders, volwassenes en bejaardes moet saam die Here dien. Sê amen. Daar's plek vir elke generasie in ons kerk. Daarom is dit nou 'n mooi geleentheid en 'n voorreg. En vra ek dan vanaand dat Sharnay en Elmay ook net hier voor sal kom staan asseblief. Dis nou Pastoor Cornelie en Suster Michelle se 2 dogters. En dan wil ek vra vir Monique. Ag, jy het laat maar wat treurig hande, jong, doen dit bietjie beter. En dan vir Monique en vir Janeska. Hulle wil ook 'n klein oorhandigingkie aan julle doen. As 'n teken van die mooi van dit wat ook vir julle sal voorlê. Dankie dat julle help in die huis om vir ma en pa op die pad te hou en die dinge reg te hou. Hulle is goeie atlete, so verwag dit om te weet, ons sal 'n fikse en 'n gesonde onderraad spaar. Amen. Baie dankie. Ek gee vir Pastoor Cornelie. Baie dankie, Pastoor. Dit is 'n groot voorreg om voor u te kan wees, geseënde broer en suster. En ek het die wonderlike groot voorreg, en jy het vanaand gehoor, om as seun vanaand te kan optree. 'n Paar jaar terug, bykans 2 jaar terug om die tafel, was een van die uitlatings wat ek gemaak het
te sê dat die volgende man wat leier word, moet nog seun kan wees. En ek het nooit geweet gaan ek wees nie, maar dank die Here dat ek die voorreg het om seun te kan bly. En daar het ek die voorreg om my moeder en vader dan ook weer eens vorentoe te roep en vandaan blyk van waardering van die kerk se kant af aan hulle te kan bring. Nou, broer en suster, pastoor Marius en tannie Joni, of soos wat ek hom maar ken, is oom Marius, en die nodige agting by die regte plek sê ek ook vir hom pastoor, maar deur die jare was dit maar vir my oom Marius gewees. Hulle het vanaand baie gelees en gesê oor dit wat hulle in die lewe al en waar hulle vandaan kom. So ek gaan dit nou nie weer vir jou herhaal nie. Die Here het my ook so 'n bietjie mensekennis gegee, so, en ek weet julle is hoogs intelligent, julle het dit ingeneem, prys die Here se naam, en wat 'n groot voorreg om dan vanaand net vir u iets korts te kan sê. My heel eerste tree was in Kaartenwil, sommer in so 'n ou klein kerkie. Een Woensdag aand het ek gegaan, en die Woensdag aand nadat ek daar was, toe hoor ek die Here praat hier binne in my hart. Ek hoor net hulle sê, daar is Sondag kerk. Ons was die Sondag aand daar, toe hoor ek hulle kondig af, daar is Woensdag bid u. En dit was my verjaarsdag week. En ons het nie geskenke gekry in ons verjaarsdag nie, ons het net beloftes gekry. So, maar toe die week is, toe vra my pa my, wat soek jy vir jou verjaarsdag? Toe weet ek is weer die belofte week. En een ding wat ek toe weet hy nooit sal doen nie, sal my nie keer van die kerk af, en sê ek wil kerk toe gaan. En daai dag stap ons na die kerk toe, so plus minus 4 kilometer. Ons gaan kerk toe die aand, en ek sal in daai week verjaar die Vrydag. Sê ek, pa, ek het gehoor, daar is Woensdag aand bid hier, ek wil vir my verjaarsdag bid hier toe gaan. En daai aand toe stap ons in daardie kerk in, en die Here bewerkstellig het so dat 2 families saam instap. En ek sien dat Callie se kinders ook vandag hier is. En daai aand onder die anksie en die salwing en die beweging van die Heilige Gees, waarvoor hierdie 2 mense baie lief is, kom my pa en oom Callie kragtadig tot bekering. En ek het my eerste tree daar gegee, ek het baie keer pak slaag gekry, baie keer het ek net stil gebly, baie keer het ek geleer om stil te bly. Ek dank die Here vir tannie Joni, wat my geleer het om vrede te kan hê. Vrede, wonderbare gawe, van 'n jong seun af, en ek het dit gesê, toe ons nou met die bejaarde pastore, die afgetrede pastore 'n bietjie kon kuier, dat ek het soveel by tannie geleer, deur die jare. Ek het jou baie meer dopgehou as wat jou man geweet het, anders het ek moeilikheid gehad. Daai sagmoedige hart. Ek kan dit vir hierdie kerk sê, dis die vrou, almal wil mos 'n medalje hê. Party mense sit medaljas om hulle eie nekke. Maar vanaand kan die kerk 'n medalje om jou nek sit, om te sê, jy is ons ouds dienende pastoorsvrou met jare diens. Mag die Here kan die ryklik seën, die sagtheid, die mooiheid. Sy het my 1 of 2 keer al gered, broer en suster. Oom Marius was nooit kwaad vir my nie, hy was net bietjie vieserig. Nou prys die Here, dan het aan die Joni my gered. Is baie dankbaar daarvoor. My pastoor Marius, as daar iets is wat ek geleer het, is om nie lui te wees as jy vir die Here te werk. Ja. Bitter min het oom dit vir my gesê, maar baie keer het ek dit gesien. En ek wil sê, daar's iets so wonderliks, en dit is my lekker om jou seun te wees. Sorry Pieter, julle is skoonseuns. Hou dit maar net so, hou net die kant skoon, moet net nie die bankrekening skoon hou nie, hou die res skoon, maar ek is seun. En dit is so lekker om seun te kan wees. Ons ag julle vandag as vader en moeder van hierdie kerk. Dankie dat oom nie net omgedraai het en weggestap het nie. Hierdie jaar het ek voorheen gehad om 'n paar keer met julle te kan praat. Hulle het groot sukses bereik deur die jare. Helderberg, die wat in die agterkant vandag van Helderberg sit, is deur die visie wat deur hierdie mense was. En daar is soveel meer. Mag die Here julle ryklik seën. Ek vra julle staan asseblief op. En die Bybel sê, gee aan mekaar die nodige
eer. En ek vra u, kom ons eer hulle met 'n goeie handeklap. Ek kan een ding wat ek nie kan doen nie is ek kan werklik sê hulle is op pad hemel toe want hulle lewe die lewe, maar ek kan nie hierdie woorde uiter as by die poorte van die hemel kom nie. Maar ek kan dit wel hier voor die volk uiter. Kom in goeie getroue diens. Oor weinig was julle getrou, maar oor veel sal julle aangestel word. Mag die Here kom dan die baie ryk seën. Laat my dit sê.